Oh ja, en dan is ons natuurlik 'n baie spesiale gas, een van die tophengelaars op hierdie stadium in die land wat op uitstekende vorm is en so naby was aan 'n nuwe SA rekord. En ons gaan 'n bietjie later vir julle vertel daarvan en baie welkom Gideon. Dankie Omwerder, lekker om weer terug te wees. Ja, dis lekker nou ook vir Gideon ken. Hy is 'n ou wat nie terughou nie. Hy's ook een van die ouens, een van my beginsels wat ek altyd sê is hoe meer jy weggee, hoe meer ontwikkel jy. En as jy probeer vashou aan 3 geheimpies wat jy het, dan is dit al wat jy het. Maar as jy daai 3 geheimpies weggee, dan dit wat jy weer ontwikkel is dan soveel meer. Dan word jou artillerie, jou arsenaal word net absoluut soveel meer. En Gideon is een van daai ouens wat nie bang is om weg te gee nie. So ek gaan vir julle vanaand bederf en ons het al 3 insetsels het ons gereserveer om met hom te gesels. So baie dankie, julle kan regtig bederf word. Kry jou popcorn en kry jou biertjie of jou koffietjie of wat ook al gereed, want jy gaan lekker vermaak word vanaand. Ons gaan regtig in diepte gesels. Nou ja, nou wil ek die tyd mors, nou wil ek aangaan. Ek is so nuuskierig, ek sit hier so op die punt van my stoel om te hoor wat jy aangaan. Gideon, 298 vis in 8 ure. Dit was in die proewe. Yes, So jy was op jou eie en jy het intussen het jy geskuif. In die middel het jy geskuif. Ja. Wat dit nogal significant maak. Yes. Ja. Daai is eintlik so 'n soort van 'n rekord, né? Ja. Ons weet Jumbo het 325 vis gevang in 8 ure, maar dit was stelle plek, stelle pen. Jy het geskuif. Jy moes oorbegin. Jy weet nie regtig geweet waar die vorige ou gehengel het nie. So, well done. Dis uitsonderlik. Plus jy het die swaarste sak gehad vir die SA's. Ja. So in die 3 dae van die SA's, die swaarste sak gehad. Jy het uitgeval, jy het 42 punte gehad, dit was full score. Yes. En die wenner, die Victor de Dorm het ook 42 gehad, maar het jou uitgehaal met omtrent 20 vis. Ja. Verder was julle gelyk geweest. 3 wenne vir die dag. Ja. Okay. Well done. Nou wil ek die vraag vra. Julle het by die sloep gehengel. Yes. Maar van die begin af was dit nie die sloep nie. Ja. So ek wil praat oor voorbereiding. So kom ons rewind so 'n paar maande terug en jy's gekies vir Gauteng se A-span en julle gaan verlaat en kraal toe. Het jy begin met voorbereiding? Hoe het jy voorberei? So ek het so laas jaar September ons Safhof-toer mag toernooi by Verlatingskraal gehengel. So ek het 'n redelike goeie idee gehad wat daar aangegaan het. Maar met die klomp klein visse in die dam het dit die stand van sake verander. So ek het maar die inligting gekombineer, inligting wat ek self gehad het, en die inligting wat ek gekry het van die juniors se SA's wat daar was. Ek dink hulle proewe was ook daar, hulle nasionale proewe was ook by Verlatingskraal. Ja. So ek het maar die inligting gekombineer, die inligting wat ek self gehad het met myself of die magte toernooi is maar per hengel gewig het nie so groot saak gemaak nie. Jy kom met 'n lekker glybottom wegkom en dan die dae wat nie wind is, teiken jy maar die karps en dan die dae wat dit lekker winderig en onweer is, dan teiken jy maar die bawers. So mense moet maar al voorberei wees vir al twee speletjies, vir al twee games. En dan die inligting wat ek gekry het van die juniors af is hulle daai tipiese 65 tot 95 hengel en ook maar groot hoeveelhede geteiken. Alhoewel dit nou moeiliker is omdat jy verder moet gaan, so dit bring sy eie challenge. Maar dit was ook nie klein vis, dit was jonger karps, maar dit was daai 800, 500 tot 'n kilo tipe karp. Is dit wat jy waarvoor jy voorberei het? Ja, so dis waarvoor ons voorberei het. Vir daai size vis het ons nie baie verander in ons stroppe nie. Ek meen dis maar die size vis wat ons daar het in die Valdam ook, en dan sit ons maar partykeer vang in Bloemhof ook, jy vang dalk bietjie groter vis, maar jou stroppe bly dieselfde. Wat 'n strop het jy voorberei vir Verlatingskraal? So vir Verlatingskraal het ek basically 3 stroppe voorberei. Ek het 'n reismuurstrop voorberei, of 'n baberstrop voorberei, daai een hoek, skaglyn, kom ons sê met die bees die lang steelhoekie. Ja, 36 cm skaglyn, 18 cm hoeklyn, dik hoeklyn met daai Kerkamagats hoek. Ek het hom voorberei, glybottom voorberei, waar jou onderstoek verby jou sinker kan gaan. By jou sinker kan gaan. Het jy hom op 'n gummy gehad? Nee, so ek het hom hy het op die swivel, die klip ons swivel kon hy verbyslaai. So onderstoek sy nou hier gesit het. Okay. So ons het gesien met die magte toernooi, dit het baie lekker gewerk as jy val baie ver met dinge met die .25 lyn.
So dit is een wat ek gedoen het en dan net baie rietvlei gebou. So ek het oor die algemeen baie stroppe, maar ek het maar seker gemaak ek het 'n groot verskeidenheid van 'n nommer 08 hoekie tot 'n nommer 3 hoekie. Bietjie dunner hoeklyne, bietjie dikker hoeklyne en baie goeters. En dan het ek net baie spoele voorberei omdat daar's 'n redelike onsekerheid gewees in terme van afstand. Dan moet jy kort hengel vir die hele dag of moet jy een stok lang en een stok kort hengel. So ek het baie spoele gehad met verskillende afstande gehad en dan het ek 'n hele paar spoele gehad met oop afstande per hengel. Okay. So dit was toe nou die plan wat jy reg gehad het vir Latekraal. Toe kom hierdie een. Ja. Toe kom Valdam en hy word Toekombrok vol. Toe gaan dit deur Bloemhof toe en Bloemhof tel op van 70 tot by 90. En ewe skielik verlaat en Kraal onhengelbaar. Ja. Wat het gebeur in jou kop toe jy dit besef en jy hoor, "Wow, ons gaan change." Ander plek, wat? Ek moet sê ek vat verandering goed aan. So dit het my nie omver gegooi nie. En die ander ding is ek hou baie van sloep. Ek het regtig baie goed gedoen in die laaste 3-4 jaar daarso. So ek is baie vertroud met die sloep. Ja, natuurlik by die Promania Finals het Gideon baie goed gedoen. Hy het op die einde van die dag derde gekom. Het so 'n paar foutjies gemaak en ek gaan nou so 'n bietjie daarna verwys. Maar hy was derde by die pro afdeling by die stoep gewees. So hy het so 'n klein bietjie geleer in einde November. Ja. En dan obviously die pad ook. En dit is baie nader om te ry. So mense sit nie so ver om te ry uit die dorp uit na Platens nie. So jy sloep. So ek het dit positief aangevat. Verandering wat ek gemaak het in terme van my voorbereiding, daar's baie klein visies. Baie ons het gesien al kom hordes klein visies uit. Die veterane was daar, ek dink die meesters ook of. Ja, daar was 'n toernooi gewees. Die dames was daar en toe die veterane daar gewees. En hulle het hordes vis gevang. So toe ons voorbereiding baie meer oorgegaan na meer stroppe, korter stroppe, en kleiner visies te teiken, stroppe met springs met gewig in, om my doubles te kan vang, sulke goeters, kort bottoms, en 'n kort bottom is een ding wat 'n mens, kom ons sê by verlaat en skraal sal hengel, en daar sê die karpsteiken, so daar het 'n kort bottom sig voorberei vir die sloep. En dan maar kort stokkies, ek het met die Promania Finals my 7-voetstokkie in 'n paar stukke gegooi. So toe moes ek weer 2 kort stokkies kry, want baie keer as jy daai 25 meter moet hengel, as 'n 9-voetstok net te lank. Jy gooi net deur, jou trajeksie is net deur. Akkuraatheid is nie goed nie. Ja, akkuraatheid is goed, maar jy gooi hom te ver. So jy gooi hom te hard. Waar jou 7-voetstokkie gooi baie laer en jy sit hom baie sagter neer. En dit is wat een van die dinge wat ons gesien het of wat ons gehoor het. Jy moet kos insit, maar jy moet nie 'n groot geluid maak. Jy moet dan nie bang maak nie, jy moet net heeltyd kos insit. Klein klokkie lei, nie 'n groot klok. Wag sê, klein klokkie lei. So klein stokkies aan Romeins klokkie. Ja. Nie kerkklokkie. Ja. 9-voetstokke, 10-voetstokke reg gekry, baie spoele, katrolle reg gekry. Ek het vir onder andere so 4 van my katrolle nie ingehaak nie, maar ek het minder lyn opgesit. Want dit voel vir my as jy met 10 pond lyn met 'n redelike vol spoeling en jy hengel, kom ons sê soos in daai laaste dags wat hy 400 gooi. Hy maak 'n koek erns. Maar as jy spoel, kom ons sê 40 meter van jou lyn af, of baie normaalweg vol is, jy haal so 40 na 50 meter af, dan voel dit net vir my jy gooi baie minder knoop uit. Ek het nou die heel pad op die rand. Op die rand, ja. Ek het regtig in daai laaste dag, kom ons sê 400 na 500 gooi gemaak en nie een knoop gegooi nie. En dis sulke klein goed wat jou verskil maak as jy moet daai 500 vis op 300 vis vang en die druk is op jou, daar's mense wat jou jaag. Die vis byt, jy's moeg, jy's gefrustreerd. Jy sien nou nog lus om knoop by te sorteer en terwyl jy knoop by sorteer, sien jy jou langs jou 3 of 4 vis in die net sit nie. So ek het probeer my goeders so streamline as moontlik maak. Met die voorbereiding van die SA's het ek myself mentally ook maar voorberei om te weet ons gaan baie vis vang. Dit gaan harde werk wees, dit gaan nie 'n lekker of net 'n rustige kampstoel hengel sessie. So mentally, wat was dit wat jy in jou kop voorberei? Wat is dit wat jy gesê het? Mentally het ek gesê mense gaan maar baie vis vang, mense lyf gaan seer wees, maar mense wil goed doen, gaan jy elke dag moet jy 100% gee. Jy kan nie een dag slek nie, jy gaan elke dag jou beste moet gee om nou hoeveelhede vis te vang. En fisies, het jy fisies voorberei? Fisies het ek so 'n bietjie gaan draaf, dit lyk nou nie so nie. So ek het so 'n maand vir SA's het ek so 2 km gaan draaf en dan het ons so 3 km gaan stap met die honde na dit. So net om 'n bietjie daai omdat ek maar kantoor werk. So 'n bietjie cardio fiksheid. Ja, omdat ek maar kantoor werk het ek maar dit gedoen. En dan het ek maar meer gehengel, nie dat ek minder hengel nie, maar ek het
net nog meer probeer hengel, maar hengelfiks te wees. Daai Hengelfiksheid is natuurlik een van die goed wat die ouens baie onderskei. Ja. Want jy sorteer jou ergonomika uit met hengelfiksheid. Ja. Dis eintlik om toe alles te kan doen. Ja. Is dit nie, dit is maar hoe dit is. Jou kas en jou setup en jou kas en so aan, kan jy dit basies toe doen. Ja. Weet jy waar is wat en het jy 'n plek vir alles in jou kas? Ja. En ek hengel, hoe belangrik is dit vir jou? Ja, my kas is baie belangrik vir my. Op SA daar het baie min vir die mense met hulle kas te hengel, want hulle het dit probeer skoon hou vir die nasionale proewe. Ek hengel altyd in my kas, want ek voel tuis in my kas. Ek weet waar's alles, is al vinnige knoop of 'n ding is, my skertjie, my tangetjie, my spaarspoele, my flouties, my dips, baie verskillende stroppe. Ek hengel nog steeds raai botteltjies uit met die kleure, met die pillebotteltjies met die kleur gemerk wat met die pypies se kleur ooreenstem. So ek het al die verskillende stroppe en goeders by my. So dis ek is baie tuis in my kas. So as ek hengel, is ek by my kas. Ek is nie dat ek 'n bakkie toe gaan. Het ek nou 'n idee. Sal jy kan toe hengel? Ja. As 'n mens jou sou blind, sal jy dit kan doen. Ja. Jy sien, wat van dit? Wat van so 'n tipe challenge? Kom ons doen 'n challenge, 'n blinde challenge. Ja. Is jy in? Ja, ek seker mense sal Is jy in? Ja. Okay, so as ons nog 'n paar ouens wat klein hulle weet waar hulle goed in hulle kaste, dan kan ons so kompetisie hou. Ja. Ek is in. Okay, my producer daar agter sê ja. Okay, so dit was voorbereiding. So as ons gaan nou gou kyk na lesers en as ons terugkom dan praat ons tegnies. Ek is so opgewonde om te sien wat hy alles daar het want ek sien baie interessante goeters. Dis nou terug. Wat was die beste plan op die einde van die dag? What made the difference? Ja, so basically was dit maar spoed. So mense moes dit so maklik vir jouself moontlik maak. So vinnig as moontlik die hoeveelheid vis te vang wat nodig is. En jy moet dit vir 8 ure lank doen. So jy moet jou spoed 100% kry. En dan het ek gevoel, hoe meer dubbels jy kan vang, hoe beter is jou kans. En hierdie strop het vir my half uitgestaan oor die ander stroppe, want hierdie vaste rietvlei verhoor of help dat daai boonstoep nie en alles hak nie. Ja, hy's bietjie verder weg. Hy's verder weg. Twee visies, tangle nie en alles. So jy vang meer dubbels met hierdie strop, maar jy het ook minder probleme as jy die vis moet skep. Hierdie hoekie is heeltemal uit die pad uit. En as jy bly ook langer in 'n goeie kondisie. Waar die twee visies hier aan sal basies daar wees. Twee visies daar aan is daar en daar. Ja. So hierso koek hulle om mekaar as jy hulle intrek, dan draai hulle. Of as jy net een vis daar het, dan koek daai lyntjie om die ander vis en hierdie stroppie is binne, kom ons sê binne 'n uur, binne 30, 40, 50 vis, as hy kan jy amper mee gebruik. Ja. En ons het die vang die vis so vinnig, dan is nie tyd om stroppe heeltyd te ruil. Hierdie strop het vir my die langste gehou. Dan daai sekt gou vir ons daai stroppie. Okay, so ek het gehengel met nommer 2 daaitjies. Ek het gevoel dit is 'n baie optimale hoek. Van die ouens het bietjie kleiner gehengel met die vis kleiner is, maar ek het gevoel die bietjie groter hoek vang jy nog steeds non-wires, maar jy vang minder non-wires. Jy vang meer die size vis op die nommer 2 hoek en jou hoekset is baie beter want meeste van die tyd het jy nie tyd om die vis te kap as hy byt nie. Jy is besig met die ander stok. So die nommer 2 hoek vang daai vis outomaties baie mooi en hou jou vis ook aan. Dis iets wat Nadine ook gesê het, né? Dis dit. Nadine het ook gesê die groter hoeke. Ja. Sy het selfs in die laaste dag van die proewe nommer 3 gegee. Okay. Ja, ek het meer. En dan die ander ding is die spring maak dit dat jy makliker jou voer kan aansit. Net so. Ja, so jy sit hom net so aan en dan die nommer 2, die P2 sinker daan is vir die gewig dat as jou visie byt na daai sinker om half strike. En dan die nommer 2 spring, hou jou strop ook langer in die strike zone as daai eerste visie klaar vasbyt. Want ons gesien het op die SA daar, daai klein visies byt baie aggressief en dan swem rond daai gebyt het. So as jy nou pen wat by kol hengel, dan swem jou vis oor sy lyn en dan hy ook 'n vis en dan is dit die hele storie, maar dan vang jy net singles. As jy hierdie P2 springkie hengel, is asof hy langer jou visie hok in jou strike zone waar die tweede visie. Okay, want hy doen twee dinge. In die eerste plek hou hy 'n bietjie meer voer daar, ja, want jou voer val nie so maklik af nie. Ja. Die vis kan hom nie heeltemal afstamp nie. Ja. En in die tweede plek is hy soos 'n anker. Ja, want hy skuif nie, want die spring self haak in die modder vas. Ja. En dan daai ouetjie wat weg is. Hierdie gedeelte wat jy bo dit het, hoe belangrik was dit geweest? Hoekom nie net
Byvoorbeeld daar dit gedoen. Ja, so die rede hoekom ek hierdie lussie bo aan sit is omdat ons met die quick links hengel. Jy sit nie maklik 'n quick link oor 'n swivel. Dis moeiliker om hom af te haal en terug op te sit. Maar as jy hierdie lussie het, is baie vinnig. Ja, kom op, ja, kom af. Maar hierdie swiveltjie is al klap klein. Jy moet nou eers mooi korrel vir daai swiveltjie. Ja. En dan jy moet nogals hard draai. Ek meen nou ek het 1000 vis oor die 5 dae gevang. Nou het dit al die 1000 keer gedoen het, is dit jou vingers is al weet al van dit. Dis al meeste ouens se vingers is almal stikkend en vol gate en seer. So mens moet dit jouself jy moet daaraan ook dink dat hy recap gou op jou lyndiktes. So hoe klein diktes, skaglyn diktes is gegaan vir 30 pond. Ja, verstaan mense van kleiner visies. Mense het dit nie so nodig nie, maar daai 30 pond veroorsaak dat daai hoe klein redelik reguit bly. Hy tangle nie so maklik nie. Dan hoe klein het ek ook relatief dikker gegaan. Ek het gegaan 12 pond sensation hook line, omdat dis nog steeds 'n lekker flexible lyn, maar hy sterk, maar dieselfde met hom ook, hy wear and tear nie so vinnig nie, en hy bly ook lekker reguit, hy kry nie daai kinks en dat hy so optrek so 'n coil spring nie. Ja. Net gou kyk hierso. En ek neem aan jy snel die hoek almal dieselfde. Ja, so al my knotless knot. Ja, al my hoekies is snel met 'n knotless knot. So ek sê meeste van hierdie visies met hulle self vang, jy's besig met die ander stok, so daai hoekies staan lekker praat, hy vang homself. Hoekom 'n knotless en nie 'n snel nie? Ag kom ons maar, ek het baie vertroue in die knotless slot. Ek ken hom nou al. Hoeveel keer draai jy hom? 6 keer. Okay. So ek ken hom nou al seker vir die laaste 15 jaar. En die tipe knope wat jy maak op die swivel? Daai gewone 3 keer om 2 keer deur. Ek weet nie wat die regte naam is. Draai hom 3 keer om. Ja, gewone clinch knot. Ja, gewone clinch knot. Ja, maar dit is nie so groot vis nie, dis. Ja, ag ek gebruik uitknope vir al my stroppe. Ja, oral. Omdat hy maklik knoop. Ek bou baie stroppe. So vir my gaan dit meer om kwantiteit. Om te kry, maar ek het baie vertroue in daai knoop. Ek het nog nooit gehad dat daai knoop my in die steek laat. Okay, so dit was nou jou strop geweest. Okay, wat is die ander tegniese aspek? Miskien die ander ding, my hoeklyn is heelwat korter as wat ek op 'n normale rietvlei sal hê. So op hierdie een is hy so, kom ons sê so 8 cm, waar op 'n normale rietvlei hengel mense, kom ons sê 11 is die happy medium, wat meestens party ons hengel 10 en ons hengel 12. So 11 is omtrent die happy medium. Waar ek hierdie 8 hengel het, wat jou voer heeltyd of jou aas by jou voer is, dat hy nie opstaan nie. En daai klein visies is maar hier heeltyd in jou voer. So ja. Okay, so dis nou die strop tegniese aspek. Okay, nou wat laai jy op daai strop? Op die strop het ek basically 'n klein voerbal gelaai, klein voerballetjie. Miskien as ek dit ook kan sê, dis wat my gehelp het met die spoed. So ek gesê wat gewoonlik nie eerste by die dam opdaag nie, maar met hierdie het ek gesien, help om 'n bietjie vroeër te gaan, slaan nie goeters op, want ek basically 4 kg se voer aangemaak in 'n groot Sensas emmer, daai groot groen Sensas emmers mooi deurgemeng. Dit is belangrik geweest watter voer om te gebruik. Ek het baie vertroue in boulyn en ek weet meestens ek weet ons hele span het boulyn ging, maar ek weet daar's van die groot ander top. Die gewone boulyn of die fynere ene, 4-1? Ek het dit gemeng in 'n ratio 2:1 of 3:1. So ek het 4 erin gesit, maar dit is tot 'n mindere mate. Ja, so 'n kwart of 'n derde. Ja. So dan het ek so 4 kg se voer aangemaak, nie styf nie, maar ook nie pap. So 'n lekker medium nie. Maklik om op te sit. Ja. Maar jy gaan ook nie noodwendig op die eerste gooi dadelik afkom. So jy bring so nou en dan 'n bol uit wat al goed is, maar dan druk jy. As die bol so terugkom, wat maak jy dan? Jy druk hom net een keer en gooi hom weer. Okay. Ons sal sien op die video wat ek hom gaan stuur. Daar's so 'n bolletjie wat uitkom, sê druk hom net weer. Daar's nie tyd om weer 'n bol op te sit nie. Daar's nie tyd om nou bolle hierdie spring uit te haal en gou vars bol op te sit. Eintlik goed as hy uitkom en dan druk jy hom toe druk en sit 2 vrouties op en gooi hom. So die oggend en dan het ek daai 4 kg voer gevat en hy trek seker bolletjies gebruik. Seker 3, dit werk uit seker 3, 4, 5 liter emmers vol van daai bolletjies gebruik. Ek het my emmertjie waarmee ek gehengel het vol gemaak en dan die res van in die Sensas emmer in die canopy gelos, in die koelte gelos. Okay, so jy maak jou 4 kg se voer, jy maak dit heeltemal op, jy maak dit aan in 'n groot emmer, sodat dit baie lig kan kry. Ek naak hom aangemaak as hy so 3-4 meter staan en dan maak ek hom weer los, laat daar lekker lig in gaan. Ja, ons sommer 'n whisk gebruik, nie lekker. Ek soek 'n whisk. Ja, ek soek nou 'n whisk. Ek hengel met 'n whisk opgooi alles. Ons het gesoek na 'n whisk vir die SA, daar is so een of twee plekke wat het, maar dan sit op 'n malpryse. Ja.
Okay, so dan vat jy dit en dan het jy nou tyd, dan vat jy dit en jy maak 'n bolletjie en jy gooi hom daarin. Ja, ek So jy maak sommer so 2 aan, ek staan sommer so 2, want jy hoef hom nie perfek te maak. Dit gaan net oor jy het klaar daai voerballetjie, jy's klaar in 'n balletjie shape en dan slaag die regte size. As jy nou moet hengel, moet jy elke keer nou vat, dan vat jy dalk 'n bietjie te veel of 'n bietjie te min. Daai balletjies is almal klaar die regte size as jy nou moet begin hengel. Sit hom aan, ja, hy's klaar, ek meen dis muscle memory, jy voel klaar wat is die regte. Ja, want as jy dit die hele tyd doen, dan is dit die regte size. As jy dit tussenin doen, is dit anders. Ja. Okay, dan sit jy jou voerbolletjie op en wat sit jy op die hoeke? Ek dink die hoek, ek het nie gedip nie met te begin. Ek het gedip op die eerste dag, op die eerste oefendag. Ek het die eerste 2 gooi gedip en gesien daarna die mors jy tyd. Ek het regtig gevoel ek mors my tyd. Ek het vir 7 dae skoon gehengel alleen. En dan wat ons mee gehengel het op SA's is op 'n stadium het ons met deegies gehengel. Ons het met daai rooi sagte bloekom oeser gehengel. En dan maar die A's wat vir my die meeste uitgestaan het, is 'n geel sagte oeser. Maak nie saak wat se geur nie. Die kleur het vir my net fantasties gewerk. En dis net 'n sagte en hy's nie bleeding nie, dis 'n doodgewone sagte. Ja, dis 'n harde fluit wat Harde fluit wat sag gemaak. Hoekom ek van hierdie fluities so baie like, hulle is lekker taai. Hulle is ja. Nou, so is hy nou naby genoeg. Dis die naaste wat ons hom kan kry. Hy's lekker taai. Ja, ek sien hy sponsor, hy kom terug. Maar hy's taai ook. So Ja. daai kurpertjies en daai klein visies wat so vinnig byt. Ek kry hom nie afgebyt op die eerste ruk. Jou visie moet dit gesien en hy moet hom by die hoek raak om hom van die hoek af te kry. Okay, kom ons praat nou oor, nou het jy jou strop gelaai, jy daai op, het jou hoeke alles uitgesorteer. Nou is my vraag, waar gooi jy en kom? Want ek het gevind dat regtig die SA's 45 vir my baie goeie lyn was. Ek weet baie van die hengelaars het korter gehengel, maar ek het ondervind dat die korter hengel vang jy baie meer non-wires. En so eerste nasionale proewe so 2-3 ure deur die seker so 9 uur oggend, na 7 uur begin, 9 uur oggend besef ek hierdie 25-35 meter is basies rondspeel. Dan vang jy 'n paar vinnige visies wat weeg, dan vang jy 'n klomp wat nie weeg nie en dan kry jy sommer snaakse buite en sulke goeders. Dit ek besluit ek gaan op 45 meter hengel en dan gaan een kol maak en ek hengel letterlik met een stok op die mik die hele tyd. Soos ek wou verduidelik het, ek hengel letterlik van een mik af, ek sit nie eers die ander stok op die mik neer nie. So ek sal hierdie stok ingooi. Kom ons sê ek is besig met 'n vis, dan is hierdie stok net klaar ingooi. Kom ek terug, ek sit nie my stok op die mik neer nie, ek sit hom langs my op die grond neer of ek hou hom onder die arm vas. Daai bolletjies sit nou klaar reg is, maak dit nou lekker. Jy sit daai bolletjie gou so 2 drukke op die spring, elke geel fluit op elke hoek. Dan gooi hom, maar jy gooi die hele tyd vir dieselfde merk. Terwyl jy in die lug is, kap jy hierdie stok want hy het klaar gebyt. As jy hierdie stok gekap het, sit jy daai stok neer met hierdie ene stap jy nou so 3 tree links of regs, maar ek in my geval het ek nou links gestap en dan trek ek daai visie uit die strike zone uit. So doen ek heeltyd op een kol gehengel met een stok in die water, omdat daai vis so vinnig gebyt het. So ek het gevoel om 2 kolle te bou, dan is jy in warm, dan is jy in koud, en dan is jy besig met die een en dan is jy besig met daai. As jy daai prinsip toepas, hengel jy basies een kol met jou 2 stokke is die werk vir jou die hele tyd. So jy het heel pad 'n stok op daai kol. Ja, So as jy hierdie ene uithaal en val daai ene. Ja. As hierdie ene halfpad deur die lug is, dan kap jy daai ene klaar. As hierdie ene klip slaan, dan sit jy hom dadelik neer. Klap jy net die katrol. Nee. Eers nie. Die rol hier dan klap die katrol oor so terwyl jy rol. Stap jy net toe, jy skep hierdie vis. Terwyl jy net toe stap, want jy sit glad die polisie aan. So terwyl jy net toe stap, dan check hier die lyn langs jou. Dan weet jy daar's klaar vis aan en teen die tyd wanneer jy terugkom, is er al 'n tweede vis aan. Maar dis die ander ding wat ek wou sê, jy kom as jy 25-35 meter hengel. As jy so vinnig om daai vis in te kry, is dadelik op by die ander stok. Dan by daar nie 'n tweede vis vas, maar ek het gevoel minder. As jy by 45 meter hengel, dit vat jou, kom ons sê, So jy gee net 'n bietjie tyd vir double. Basies kom ons sê 20 sekondes ekstra en dis wanneer daai tweede visie vasbyt. En met daai stroppie het dit nou gefasiliteer. Ja. So ek het die SA's begin met gewone glyrievrye kort bottoms en ons het maar so evolve en gesien wat werk en self getoets en so aan. En so het mense jouself geleer om daai doubles te vang en jou Ons gaan as ons nou terugkom, dan praat ons bietjie oor die veranderinge. Okay, so dan die laaste vraag wat ek het is, daai 45 meter, was dit te golden of het dit verander? Was 45 meter se waterdiepte op een sone
dieselfde as 35 op 'n ander plek of is dit het jy gesê 45 en dis? So 45 het meeste van die tyd ek trek nog speedstyd. 45 Dit het nou nog krampe van die SA. Ja, 45 meter was meeste van die tyd die golden line. Nie altyd nie. So daar is 'n keer wat ons in dieper water gehengel het. So net 'n bietjie nader. Klein bietjie nader kom 40 meter en dan op die laaste dag van die nasionale of die tweede dag van die nasionale proef, die laaste dag, die laaste sessie het ons in vlakker water, so daar was so grys graseiland so 3 penne van my af. En toe ek my eerste vis vang, toe ek so 20 tree instap, toe sit nog hierdie diepte. Maar by SA het ons omtrent elke dag ingestap voor ons pen en ons het gevind op 18 na 20 meter staan jy, kom ons sê nek diepte in die water. Toe ek dit sien, weet ek dadelik, ek sien te vlak water en toevallig daai visie wat vasgesit het was 'n ander size visie. En toe ek uitloop, toe gooi ek hom weer op die kom, maar toe klip ek hom dadelik uit. Al my stokke wat ek voor die tyd klip ek 2 keer, was die soos ek nou gesê het, ek klap nie eens die byl terug oor nie, so daai visie byt partykeer en daai een klip kom uit. Die ander ding is ek merk hom met 'n koutjie so 30 cm voor die klip. Maar as hy uithaak, dan het 'n mens daai merk. So toe het ek hom net uitgeklip en so, ek het hom eers so 5 meter geskuif dat hy net so voor die stok se punt was. Het ek nog so anders size visie gevang, dit dan weer kom ons skryf hom met 5 meter. Ja. En toe by tweede 5 meter skuif, dus ek dadelik in daai size kar, dis daai 180-200 gram karpies. En ek het die hele SA's gesien, daai stok wat daar gehengel het vang ons sê 90 tot 95% weegvis. Dis net altyd, dit vat bietjie langer om my kol te kickstaan. Dis dalk ook 'n ding wat ek kan noem. So ek het daai bolletjies klaar gemaak in die oggend, maar dan het ek so 16 stroppe klaar gelaai. Nie om met hulle die hele dag dinge, net om my kol te kickstaan. Sodat jy net so vinnig, kom ons sê binne 10 minute het jy 10 vis gevang, 10 bolle klaar daar gegooi. As die vis nie byt nie, hoe lank vat jy voor die uittrek? 3 minute. Dis dit nie 'n stopwatch nie, maar basically as jy hierdie vis klaar gevang het, of daai nou gebyt het of nie gebyt het, hy moet uitkom. Okay. So ek het basically op daai prinsip gewerk, maar dus ek kan nie dink val in die laaste gedeelte van die kom ons sê tweede dag van die SA's na die laaste dag van die nasionale proef was daar nie 'n keer wat hy nie gebyt het nie. Hy byt elke keer omtrent. Dalk nie elke keer 'n vis aan nie, maar hy het gebyt. Hy het gebyt, ja. Jou laaste vraag voordat ons nou oorgaan. Het jy ooit tye gehad wat jy 'n groter vis aangevaar het wat jy jou stok gevat het? Ja, ek het elke dag seker 2 of 3 van die 2 na 3 kilo van karpe gevang, wat hy pluk jou stok en dan hang hy daar af voor, dan lyk dit of jy feedering aan, dan is jou stok styf en dan gaan hy op. En wat gehelp het dat daai visse aanbly, is die dikker hoeklyne in die eerste plek en die bietjie groter hoek aan die ander kant. So dit help dat ek dink ek het 1 gehad wat afgekom het. Die res het ek almal gelaan. Maar ja, ek meen daai vis moet jy ook kap om jy speel hom nie so gewoonlik, jy maak die drek los nie. Ek spot altyd jy wag nie vir 'n werder vir die backangler om te kom nie. Jy maak pas nie rol. So jy sit die backwind dan die bakkie voor ons, ek sit die backwind dan en rol hom as so vinnig as jy kan. Dit help ook dat jy nie jou lyn se opwen nie. Ja. Maar okay, as ons terugkom en praat ons oor verandering. Okay, nou praat ons verder, Gideon. Verandering. Kom ons begin by die eerste dag van die SA's. Nee, ek wil 'n bietjie verder terugkom. Van julle oefendae af en van wat jy in jou kop gehad het van Bloemhof van die Promania Finals af, wat julle in die oefendae gehad het, van die eerste oefendag tot julle eerste SA dae, wat het verander? So basies maar die afstand, en dan op die Promania Finals het ek gedip, maar toe ons Bloemhof toe gegaan het ek al met 'n paar mense gepraat, toe het hulle gesê, dit is maar basies habit, dis maar eintlik 'n morsmetyd, dis 'n ding wat eintlik maar goed vir die selfvertroue. Goed vir die selfvertroue, goed vir die selfvertroue. So dit het ek dadelik uit my arsenaal gehad, plat nie gedip nie. So ek sê afstande was maar die hoofding wat verander het. So ons het dalk op die oefenaar bietjie te naby probeer hengel. Ons het daai 20-25 meter probeer hengel. Dit het baie goed gewerk, ons het baie vis gevang. Jy vang baie ander size vis tussenin, wat jy jou ratio afbring. Jy moes 'n baie hoë weegvis ratio gehad het om goed te doen. Almal of baie mense het, kom ons sê oor 100 vis gevang, maar dit gaan oor wie die minder non-weiers gevang het, want ek meen, dit vat dieselfde moeite om 'n non-weier te vang as wat dit om 'n weier te vang, so jy moet jou ratio net hoër kry.
So, toe ons bietjie geskuif van, kom ons sê 20-25 meter, het ons geskuif na 35 meter. En daai 45 meter het maar net reg deur die van die oefen daar af reg deur die ons goed gebly. Ons het bietjie rond gespeel met hoekase, ons het op 'n stadium ook met stroppers rond gespeel. Ek het op 'n stadium die muddies probeer teiken met 'n kort bottom en 2 fyn deegies. Dit het gewerk, maar ons het net gesien daar is nie genoeg muddies soos kom ons sê by Jackie Leonard by Val, as jy daai cool harding aan, trek jy daai muddies in en jy vang net muddies nie. Ek het gesien jy kan daai cool so harding as jy wil, daar is net 10 of 15 of 20 muddies om te vang en dan is hulle weg. Hoe belangrik is die kurpers? Dis dalk ook 'n ander ding wat ek kan sê, met my voorbereiding vir die Promenia Finals het ek te erg voorberei vir kurpers. Ek het half my kop was geëim op die kurpers. Ek het nie besef dat daar eintlik baie meer ander vis in die dam is nie. So, ek het glad nie gegaan vir kurpers nie. So ek het probeer om die kurpers te vermy, omdat daar so baie klein kurpers is. Meeste van die vis wat nie weeg nie, is die kleiner kurpers. Al vang jy, kom ons sê, so size kurper, as dit 'n karpie was, sou hy weeg. Die kurper weeg nie. Die kurper is net 'n ligter vis, so hy moet bietjie groter wees. Maar mens vang hier die groter kurpers tussenin, maar daar is nie nodig om te teiken deur om 'n sekere aas aan te sit nie. Ek het onder andere 'n hele paar van my kurpers gevang met die kort bottom met net 'n deegie. Maar ja, ek het half probeer om heeltemal die kurpers te vermy, deur om op baie, soos ek sê, in daai afstand te kom. Ek het probeer om basies agter die lyn te hengel waar hy skool klein visies is. Kom ons sê hy skool klein visies is op 30, kom ons sê 25 na 30 meter. Het ek probeer om net agter hulle te hengel waar hy size karpies is. En dan vang jy 'n size kurper of 2 ook. En jy vang baie keer op mooi size. Die dieper is in die dieper water is die groter kurpers, daar sê. Op die einde van die 3 dae, 3 SA dae. Waar het julle as span geëindig? Ons is tweede gewees. Julle was tweede. Vrystaat julle. Ja, alweer. By die prysuitdeling, wat het julle vir mekaar gesê? Wat moes ons anders doen? Wat was die gesprek van, as ons net hierdie gedoen het, dan kon ons doen. As ons dit weer oordoen, sal ons dit doen. Ek weet eerlikwaar, ek kon hom nie sê nie. Ek dink ons vra nog seker nog steeds vir onsself daai vraag. Ons is die tweede dag voor gewees met 33 punte gewees en ons het daai laaste dag baie punte verloor. En ons het basies in, kom ons sê 1 of 2 zones baie punte verloor. Die ander zones het ons ook punte verloor, maar ons kon dit bekostig. Maar ons het in, kom ons sê 2 zones wat ons 15 of 20 punte verloor het. Dis maar wat ons gekos het. Is al klaar gemaak, prysuitdeling, volgende dag voorbereiding. Wat het jy verander van die SA's af na die proewe toe? Basies eintlik niks nie. Ek het maar net my stroppies hier oorgebou. Dit is maar die groot werk gewees. Dalk ek het meer van hierdie stroppies gebou. Ek het nie baie van hierdie stroppies gehad vir die SA's nie. Ek het meer van hierdie stroppies gebou. So ja, ek het basies maar daai dag gebruik om my goeder skoon te maak, bietjie te rus en dan net van daai stroppies te bou en dan net my lyne net weer vars te kry op 'n trolle, want met daai baie vis jou lyn wear en tear baie vinnig. Maak nie saak wat 'n brand lyn jy op het nie. Het jy dieselfde stokke gehengel deur die SA's en die proewe? Ja, so ek het 2 7-voet stokkies saamgevat en 2 9-voet stokkies saamgevat as my kort game. Die 7-voet stokkies het ek gebruik van, kom ons sê 20 na 35 meter en die 9-voet stokkies het ek gebruik vir daai 45. So ek het altyd enetjie spaar gehad. So ek het op die SA, meeste van die SA daar 35 en 45 hengel. So dan het ek 1 7-voet en 1 9-voet hengel. Maar met die nasionale proewe het ek, soos ek sê, besluit het om net 45 meter te hengel en het ek 2 9-voet stokkies hengel. So dit is die 7-voet stokkies. Heeltemal net as 'n backup gehou. Jou eerste dag van die proewe, die eerste sessie. Praat ons net so 'n bietjie deur dit. Wat het gebeur by die eerste sessie? Was hy van die begin af aan? Was daar 'n issue? So die eerste dag van die nasionale proewe het ek weer begin op baie 35, 45 en so ek sê daai 35 het vir my 'n paar weegvis gegee en klomp snaakse buite gekry en 'n paar visies verloor. Maar die 45 het konstant van die begin af baie beter size karpies gegee en meerderheid van die weegvis. So 2 ure in die game en toe besluit ek gaan hierdie 35 neersit en altyd ook op 45 konsentreer. En dis waar ek die mindshift gemaak het om te sê ek hengel van 1 mik af op 1 kol, aan die 2 stokke hengel op 2 kol en ek hengel op 1 stok hengel, want jou muscle memory is klaar geoefen by selfde boom. Okay, so daai storie het jy nie by die SA's gebruik nie. Nee. Jy het dit eers halfpad deur na die eerste sessie gebruik by die proewe. Die proewe, ja. Ja, mens maar leer jouself as jy gaan. Ja.
Mens kyk wat kan jy doen om net daai ekstra 5 sekondes vinniger te wees. En die tweede sessie toe? Die tweede sessie het ek 245 meters hengel, maar daai een prinsip, een stok, Ja. Capiana stok, speel daai vis. Watter dag het jy die 298 Die tweede dag, ja. Okay. So die eerste dag het ek 'n stadige begin gehad. Ek het LC by my sone gehad, Trian Venter, altyd Protea Keer en dan Chris Noordman wat soos ons gesê het 'n baie goeie up and coming hengelaar is en baie sterk is Goed op die kort op die kort game is en sy hengel is ook baie goed die laaste ruk om in my sone gehad en hy het daai oggend 'n baie goeie sessie gehad. Daai middag het ons langs mekaar gesit en ons het basies vis gevang. Omdat hy daai oggend 'n baie beter sessie gehad het, het hy my daai dag gewen. So dit is ek het 3 eerstes op die SA's, maar op my eerste dag in nasionale proef het ek 'n tweede plek. Ek sal nie sê dit het seer gemaak nie, maar ek meen net Ek het oor die 200 vis gevang en ek was tweede gewees. Ek het daai aand my kop gaan skoon maar gesê môre is die laaste dag gaan we alles gee en ja. Nee, dit is vir mens jy kan nou so beskeie wees as wat jy wil en sê dit solank dit lekker is en alles, maar 'n tweede plek is nog steeds die eerste verlore. Ja. So dit is 'n feit. Jy kan nie daarby verbykom. Ja. Tweede dag. En soos ek vir almal gesê het, sorry hoor. As jy 150 vis vang, jy het al daai moeite gedoen, wil jy nie tweede kom. Nee. Dis die ding. Dis wat ek in my kop heeltyd het. So vang jy daai 5 meer en kom eerste, so jy 5 te min vang en kom tweede. Ja. So ja, sorry. Want een vis het 'n verskil gemaak, né? Ja. Dit kon as jy by die skaal gekom het en ja, daar was dieselfde gewig en jy het een vis meer. Ja, Jy het gesien met die SA's 20 vis hier, jy weet, dis basies 6 vis 'n dag. Ja. Het jou uitgetel. Ja. Ek meen dat jy kan daai 5, 6 vis in 5 na 10 minute vang. So dit is Dink jy dat as jy die kennis gehad het wat jy na die proewe gehad het en jy rewind terug na die SA's toe, sou jy meer vis gevang het? Ja, definitief. En wat is die grootste ding wat die verskil sou maak? Die grootste ding wat die verskil dalk sou gemaak het, die bolletjies wat ek voor die tyd klaar gebrei het, en dan ja, die instok beginsel. Die instok beginsel en dan op PSA's het jy nou partykeer jou spankaptein of jou bestuurder ons bykom. Jy het maar meestal net hy 2 stok op die mikke gehad en net ek het elke keer my stok neergesit, of nie elke keer nie, maar meestal het hy my stok neergesit, die stropie afgehaak en of as ek 'n strop reg gehad het, ek hom in die hand afgehaak en die ander opgehaak. As ek nie 'n strop reg gehad het, ek hom neergesit, gewaas en gesit en opgetel en gegooi. Ek meen daai is 5 of 10 sekondes neersit en optel. Daai 5 of 10 sekondes oor 'n dag se hengel met hierdie baie visse kan jy maklik 20 vis 'n dag ekstra gevang het. So ek voel ek kom ten minste seker as ek geweet het wat ek nou weet, 30-40 vis 'n dag ekstra gevang het. En dan daai oefening. Ek meen jy daai muscle memory en dan sou ek definitief 2 stok op een kol gehad. Want as jy met 2 stokke op 2 kolle hengel, dan as jy partykeer jy gee 'n bietjie meer aandag aan hierdie een stok, dan slek hierdie stok so 'n bietjie. Nou die een geslek, dan wil jy meer aandag aan hierdie een gee, dan slek hy 'n bietjie. Dan hardloop hy weer. Ja, so as jy een kol hengel, maar fisies nie 2 stok, 2 bolle gelyk daar nie, maar jy hengel 2 stok op een kol, maar net een bol op 'n slag daar. Dink ek jy gaan daai kol in die brand hengel en jy gaan regdeur so hengel. Kom ons praat oor die 298 visdag. Ja. Ek is seker daarvan jy daai dag al nou al klaar 'n paar keer in jou slaap deur gespeel. Ja, ek moet sê daai Saterdag aand ek by huis kom en ek laat moeg geslaap, maar die Sondag aan het ek alweer gedroom waar ek kol in die gang te kry en die vis te vang en daai goeie. Okay, ek wil graag weet eerste sessie en tweede sessie en die verskille. Al 2 sessies was my ewig goed geweest. Ek het al 2 sessies. Ek dink ek het gedraai seker met 140, 150 vis. So ek het omtrent met die helfte van die vis gedraai in die tweede sessie gevang het. Tweede sessie moes ek letterlik net daai eerste 2, 3 gooi, net daai bietjie verder skuif, toe ek dadelik weer in die vis gewees en Okay, so jy moes 'n verandering aanbring en dit het jy binne die eerste hoeveel minute agtergekom? Nee, 5 minute, toe ek klaar op die tweede kolbak moet wees. 5 minute toe ek klaar 2 skuwe gemaak. Oh, okay. So vinnig. Omdat ek al 2 stok op 45 meter gehak het en al 2 met daai lyntjie gemerk het. Toe ek daai eers teen op sy plek het, jy weet ek klaar waar ek hierheen om uit te klip en te gooi, te breek en af te klip. So binne 5 minute was ek klaar geskuif gewees op daai kolle. Dis die ander ding wat ek nou vir myself geleer het in die laaste 3 jaar van Bloemhof. As jy dink jy moet geskuif het, of as jy dink jy moet skuif, moet jy eintlik al geskuif 5 minute of 10 minute terug geskuif het. En as dit ek een van die SA dae ook gesien het, ek het te laat geskuif. My tweede SA dag het ek bietjie minder vis gevang. So ek het die eerste dag 177 gevang, die tweede dag 145 en derde dag 185. So ek het daai tweede dag omtrent 30 na 40
minder gevang as die ander 2 dae. En ek moes basically net my afstand aangepas. Reaction time. Ja. Te lank gewag voordat jy gespeel. Ja, maar die probleem is jy vang nog steeds vis. Dis wat dit moeilik maak om 'n kol te skep, want jy vang nog steeds vis. Maar jy vang 3 weiers en dan 2 non-weiers. Waar op die ander stok vang jy 4 of 5 weiers vir my dadelik. Maar jy het nie daai 2 non-weiers tussenin vang. Maar dis wat dit moeilik maak, want jy vang nog steeds vis en dan dink jy vir jouself, net nog tempo is okay. Die tempo is okay, net nog een gooi. Net nog dit gaan nou, en dan vang jy sommer so 3 marries in 'n ry, dan dink jy hier's dit nou, en dan vang jy 3 of 4 van daai klein kirpertjies in 'n ry en dan dis die ding. So die besluitneming tyd is kritiek. Baie belangrik. Ja. En omdat 'n mens baie vis van baie keer is 'n mens geneig om dis 'n routine ding. Maar mens moet daai dag jy moet heeltyd dink. Jy moet heeltyd op jou voete dink en kyk wat om jou aangaan en nog steeds hengel. Jy kan nie net afskakel en net gooi en rol en vis in die net sit. Nou kom jy terug van die SA's af. En ewe skielik hengel jy 'n stadige wet. Hoe pas jy aan? Nee, dit gaan 'n aanpassing wees. So ek het nou klaar daaraan gedink. Ek het die naweek hengel ek daar by Trigard, so daar's ook dan baie visies. Maar die naweek daarna het ons denkproewe in die Vaal, hengel ons by Steins en ons almal weet dat die Vaal met so baie water gekry het. Kry jy nou minder buite en nou is dit 'n waiting game. En dan is dit dakplek, so dis 'n waiting game. Maar ek dink omdat ek so gereeld hengel, sal dit vir my tweede natuur wees om nou weer oor te skuif om minder vis te vang. Ek dink dit gaan vir my te groot aanpassing wees nie. Jy gaan nog steeds bietjie daai jy wil nou uittrek hê, maar dit is seker maar waar jy teruggaan op jou ou jy weet, kom ons sê die vis moet ten minste op 'n halfuur byt, so jy gebruik jou stopwatches. Jy gebruik jou gates. Dan nou waar jy nou in 5 minute klaar 3 goeie gegooi het en besluit kon neem. Ja. Moet jy besluit neem 3 goeie is 'n uur en 'n half. Ja. So nou 3 goeie se besluit is ewe skielik kwart van die game. Ja, dit is dan moet jy Ja, dis kom 'n game om dit op te wees. Ek meen dis 8 ure, dit klink lank. Maar as die game so, kom ons sê 'n halfuur byt tempo is, en jy het nou al 3 goeie nie byt en nou langs jou 3 of 4 vis, dan as jy klaar 3 of 4 vis agter dan is jy al klaar, dan skarrel jy klaar rond. Waar as jou planne reg is en jou mind reg is, dan het jy ten minste kom ons sê al 2 of 3 visies gevang. Dan as jy nie agter nie, dan as jy dalk die voorloper of jy is gelyk met jou wat langs jou is. Maar dan, jy weet, as dit daai halfuur biting game is, dan is elke vis belangrik. Dan kan jy nie vis drop nie. Jy kan nie te haastig wees nie. Dis die ander ding wat ek dalk kan sê van hierdie ook. Mense raak so getemd om daai visies te vinnig te rol. Jy rol hulle af. Maar weer eens, dis 'n minuut wat in daai visie ingegaan het. Nou rol jy hom af. Daai minuut is weg. Jy kan nie daai minuut terugkry nie. Hoe vinnig hierdie werk. Jy kan eerder net 5 sekondes stadiger vat of 10 sekondes stadiger en jy maak seker dan elke vis moet. So ek het basies my stop se punt net so 'n bietjie probeer kant toe druk en om net daai reëlmatige wen te gee. Dit is nie op nie. Ja, nie te vinnig nie. Maak dit te stadig dat jy nou hier daar nie. Hou hom een kant toe en rol hom net daai lekker vinnige spoed. As hy nou naby kom en hy kom bo die water, dan kan jy hom 'n bietjie vinniger rol. Maar as hy daar halfpad pitch, ek gevoel as ek hom so 3-4 vinnige rolle gee en hy duik sy kop in die water. As hy so spring, as hy so tuimel. Ja, man sê Laaste vraagie op tackle, skep net. Ja, ons moes al ons vis geskep het. Ja. So maar wat se skep net gebruik jy? So ek gebruik ek dink dit is 'n Berkeley skepnet. So dit is 'n vlak skepnet, maar dit is ook nie daai klein pannetjie skepnet nie. So hy's so bietjie groter mond as ek kan sê. Rubber definitief. Groot gate definitief, want jy moet vinnig deur die water kan wees om hom te skep. En dan die rubber dat jy hoekie nou nie inhaak en dan sit hy vas nie. Tou in nie. Ja, so ek het so bietjie groter skepnet gebruik. Ek het probeer as ek hom skep my lyn baie styf hou, dat jou visie se kom ons sê raakie net, maar hy lê nie, hy rus nie in die net en spartel rond daar uit. Ja, so uithop. Ja, gewoon ek het hom nou nie uitgehop nie, want daar was so 'n bietjie kontroversie oor die as jy moet die vis skep, jy mag hom nie swing en daai goeie. So ek het hom basies net opgetal, gegrip, afgehaak en die net gegooi. Okay. So ek het hom nou nie. En jou net setup, jou afhakstasie, langs jou net, bo op jou net, in jou net. So ek het 'n dew net waar die afhakstasie bo op is met die zip. Ja. So ek vanaf ek daai net gehad het, sal ek nooit weer terug gaan. Die zip was heeltyd oop. Ja, die zip bly oop. Ek het nog nooit gehad dat 'n vis uitspring nie. Ek weet nou Henk by die Premier Finals het sy zip onder oop vergeet. Maar dis 'n ander storie. Ja, wanneer
8 kilo baba daar uit swem. Ja, so my zip bly my altyd doop. Ek het my net bietjie dieper in die water gesit om na die water warm maak die visse kry swaar. Maar daai visse kan nie uitspring nie. Ek het net seker gemaak my net se poot is diep geplant dat hy nou nie omwaai of so iets nie. Ja, want dan Dis het jy maar- probleme. Dan het jy probleme. Baie dankie dat jy gedeel het. Baie Dan dankie. het jy jou hart oopgemaak. Dit is vir my altyd 'n teken van 'n topklas hengelaar as hy niks vir homself hou nie. As hy alles weggee, moet jy weer iets nuuts uitdink. Ja, ek moet sê die mense wat langs my sit by die dam ken ook so. As jy teen my hengel ook. Ek is bereid om te deel. Behalwe as jy nou 'n spanne hengel. Jy dis kan, iets jy kan anders. nie spanplan weggee. Ja, ek kan nie span se plan weg, maar as ek probeer myne as op die lead hengel en ek hengel teen die mense na die tyd, voor die tyd of tussen die tyd. Ek deel met almal. Ja, as jy individueel hengel, is dit net jou eie plan wat jy weg. Ja, en omdat ek so baie deel, het baie mense al met my gedeel. Ja. En omdat ek deel, is ek bereid om te leer. Ja. So waar ek baie gedeel, leer ek baie goeders. So dit en die game verander. Ek meen die game hou aan verander. Elke 2, 3, 4 maande hengel die damme anders. Jy moet ander tegnieke toepas, ander strop al Jy kan nie 3 plannetjies hê en dink hulle gaan jou vir ewig hou. Vir ewig hou nie. En hulle net vashou nie. Ja, Ja, dis dis hy. so well done. Ek hou van daai attitude.